Hartlike Huisgesin videoreeks, episode 8, waar ons vandag emosies gaan bespreek. In die vorige episode het ons gekyk na hoe kweek ons emosionele binding met ons kinders. Ek begin graag met, wat is emosies? Emotions is your mind's reaction to experiences, pleasant or unpleasant. Emosies is God gegewe. Ons lees in Genesis al van emosies, soos woede, jaloesie, vrees, tevredenheid, blydskap en liefde. Hierdie is iets wat elke mens ervaar. Ons sien dat emosies deel van God se aard is. Hy ervaar ook haat, woede, jaloesie, hartseer, deernis en liefde. Die verskil is dat ons onder sonde onheilige aksies as gevolg van emosies toelaat, wat nie welgevallig voor God is nie. As deel van heiligmaking leer ons hoe om ons emosies te reguleer, aan die Bybel te meet en beoefen om nie emosie-gedrewe besluite te neem nie. 'n Goeie voorbeeld van hierdie is vrees. Dit is 'n natuurlike emosie om ons weg te hou van dinge wat pyn, seer of self dood kan veroorsaak. Maar die onheilige sy hiervan is wantroue teenoor God. Ons kan nie vermy om die emosie van vrees te ervaar nie, maar dat ons dit aan die waarheid kan meet en daardeur verlossing of herstel van hierdie emosie kan ervaar. Hierdie proses verg baie keer die vrug van die Gees, selfbeheersing. Ons moet besef dat alle mense, kinders ingesluit, ervaar emosie, maar die uiting van emosie lyk verskillend in elke mens. Die gevaar hiervan is dat ons as groot mense baie dae kinders straf of tigtig omdat hulle tantrums of meltdowns of aandagsoekende gedrag toon, sonder om die emosie agter die gedrag te identifiseer en eerder dit te hanteer. Daar is emosies wat gesien word as ongemaklike emosies om te ervaar. En mens kry ook emosies wat gemaklik is. Hartseer, teleurstelling, woede, verlange, eensaamheid, jaloesie en vrees. Hierdie is 'n paar voorbeelde van emosies wat as ongemaklik beskryf kan word. En 'n mens sal gewoonlik enige iets doen om ongemak te vermy, hierdie emosies te vermy. People would do almost anything to not feel pain, including causing pain and abusing power. And then I understood that there were very few people who could handle being held accountable for causing hurt without rationalizing, blaming or shutting down. Dit is baie interessant. Brené Brown het 'n hele boek geskryf oor emosies wat genoem is Atlas of the Heart. Dit is belangrik om te besef dat emosies sekere reaksies in die brein veroorsaak en meeste van die tyd probeer 'n mens iets doen om die ongemak rondom sekere emosies te verander en soms kom dit uit in reaksies soos klap boetie of sissie of gooi 'n tantrum en skree ensovoorts. Met tieners kan dit wees om kleredrag te verander, opstandig te raak teenoor reëls, te onttrek van sosiale groepe en so meer. Met emosies in kinders en volwassenes moet ons weet dat om 'n emosie te ervaar is nie verkeerd nie. Daar is 'n rede vir 'n emosie. En meeste van die tyd word 'n ervaring gefiltreer deur 'n vorige ervaring om te bepaal watter tipe emosie om te ervaar. En dus moet dit met erkenning en liefde hanteer word. Ek het 'n gesegde een keer gelees dat the behavior in the here and now has nothing to do with the here and now. En soms is dit ook met emosies. Dit gesê, die aksie wat volg op die emosie is nie noodwendig aanvaarbaar nie. En so moet ons kinders help om te leer hoe om 'n emosie te reguleer en dan op te tree. Die emosie is nie die verkeerde ding nie. Die reaksie soms is waaraan ons kan werk. Dieselfde ding kan vir kinders verskillende emosies laat ervaar as gevolg van vorige gebeurtenisse. Byvoorbeeld,
Die een kind wil dalk nie sonnaskool toe gaan nie, en dit voel vir jou dat daar's dalk geen rede daarvoor nie, en die ander kind kan nie wag om sonnaskool toe te gaan nie. Die eerste kind het dalk 'n negatiewe ervaring by die sonnaskool gehad, en nou is dieselfde emosie wat toe ervaar is, die emosie wat opkom, wanneer die kind daaraan dink om sonnaskool toe te gaan. Die ander kind het dalk 'n baie aangename ervaring gehad by die sonnaskool, en nou is daai emosie wat opkom, wanneer daai kind sonnaskool toe wil gaan. As ons kyk na die inligting oor die brein, moet ons in ag neem dat kinders in hulle dinkbrein eers logies kan dink oor hulle aksies, en ons werk is om hulle te help om weer die dinkbrein aan te skakel. Hierdie is die proses op 'n eenvoudige manier beskryf. Eerste ontvang ons inligting deur ons sintuie. Ons sien, hoor, voel, proe of ruik iets, is ons sintuie gee inligting deur. Dan skenk ons brein aandag in die inligting wat inkom. Nadat die stimuli geregistreer is deur die brein, reageer die brein op 'n fisiologiese manier deur sensasie in die liggaam te veroorsaak, soos hartklop, of jou bene is lam, jou gesig raak lam, jou hande sweet. Daai is fisiologiese reaksies op inligting wat die brein ontvang het. Hierdie word dan gefiltreer deur vorige ervarings om te bepaal, is hierdie stimuli 'n aangename ervaring gewees of was dit wel 'n gevaar? Hier gee ons dan nodige betekenis aan die stimuli en sensasie in die liggaam. En dit veroorsaak dan 'n emosie, 'n goeie of 'n slegte emosie. Kom ek gee graag 'n scenario. Die kind het deelgeneem in atletiek by die skool, maar tydens die resies het hy voor die paviljoen gestruikel en geval, waar die kinders vir hom gelag het. Hy het sy resies dalk voltooi en hy het vernederd gevoel en hy was bedroef. Die kerk bied dalk 'n jeugkamp aan waar die kinders in verskillende aktiwiteite en sport gaan deelneem en hierdie kind weier om die jeugkamp by te woon. Die gedagte van kompetisie teen ander kinders word gefiltreer deur die vorige ervaring wat soortgelyk was en die brein reageer dan daarvolgens. In hierdie geval is die emosionele reaksie gebaseer op die ongemak van die emosie wat ervaar is tydens die resies by die skool en het absoluut niks te doen met die jeugkamp nie. Ek kan nog 'n scenario noem. Jy noem dalk vir die kinders dat hulle by vriende gaan kuier. Eers vra hulle hoe lank gaan julle as gesin daar kuier. Hier skenk die brein aandag aan die inligting wat ontvang is. Jy noem dan dat dit die hele dag gaan wees, en so gaan sit die een kind in die kamer en staar net voor hom uit. En die ander kind kriewel asof hy te veel energie het. Albei reaksies is 'n fisiologiese verandering wat gebeur as gevolg van die filter van die vorige ervaring wat hulle dalk by hierdie vriende se huis gehad het, wat dalk baie negatief en traumaties was. Die een ervaar dalk teleurstelling en wat 'n ongemaklike emosie is en dit veroorsaak dat die brein in 'n nam of 'n vries gaan. En die ander een ervaar toename in sy hartklop en asemhaling. Dis begin hy kriewel en hy ervaar dalk frustrasie. Hierdie laat kinders in 'n posisie waar dit ongemaklik is om logiese gesprek te hê en te verduidelik hoekom hulle reageer soos hulle doen of hoekom hulle nie wil gaan nie. Ons kan nie op daai stadium logies redeneer met hulle nie. Die gedrag is die simptome van die emosie wat ervaar word. En u werk as ouer is om die kind te help om sy emosie te reguleer en sodoende gesonde ouderdomstoepaslike gedrag te verseker. We grow our capacity to regulate our emotion, depending almost entirely on our environment to provide soothing. Baie keer is ons kinders oorweldig met stimuli rondom hulle, wat klomp fisiologiese reaksies in die liggaam veroorsaak. En wanneer hulle dan by die huis kom of hulle optel by die skool, is hulle veilig om dan uiting te gee en te laat gaan van al hierdie emosie en fisiologiese veranderinge wat hulle ervaar het deur die dag. Dit is dan wanneer hulle as moeilik, hardkoppig, ongehoorsaam kan voorkom
en waar hulle u as ouer se hulp benodig om hulle eie emosies in toom te kry. Straf is nie iets wat in hierdie geval sal kan help nie. Het u al ooit gevoel of ervaar dat u die gedagte kry dat ek kan dit net nie meer hanteer nie. Dit voel asof die damwal van trane of woede net gaan bars. Ek kan dit net nie meer hanteer nie. Dit is wanneer 'n mens se emosies oorstimuleer is en daar nie genoeg uiting of verwerking van emosies plaasgevind het nie. Wat gebeur wanneer ons emosies nie gereguleer word nie? Ons ervaar 'n oorweldigende oorvloed van emosies en dis soms wanneer die damwal dan breek. Die liggaam kan ook 'n oorvloed ervaar wanneer daar gevaar opgemerk is of 'n moeilike gesprek van kritiek of stryery of regstelling gebeur. Dan ervaar ons ook 'n oorweldigende gevoel van emosie. Dit laat ons dalk onseker van onsself voel, bang, de mekaar. En hoe word hierdie gevoel beter? 'n Goeie huil, dalk om 'n slaansak te slaan of na die gym toe te gaan, of soms net iewers alleen te sit. Hierdie noem mens ontlading van emosie. Ek het 'n toepassing vir u in hierdie week wat kom. Ouers en kinders. Dis natuurlik ouderdomstoepaslik. Ek wil graag hê dat u 'n lys van emosies maak, so 10 tot 15 emosies, sonder om emosie kwaad, gelukkig en hartseer te gebruik. Kyk of u 10 tot 15 emosies kan identifiseer en skryf dit neer. Google kan julle ook help. Dink aan hoe hierdie emosies in die liggaam voel. Wanneer mens aan daai emosie dink, wat is dit wat mense liggaam fisiologies ervaar wanneer mens daai emosie het? Wat veroorsaak die emosie? Wat se tipe scenario's kan sulke emosies veroorsaak? En wat is die optrede van 'n mens wanneer hulle dan so voel? Gebruik dan die week om te kyk of julle in die huis hierdie lys van emosies by julleself of by ander kan identifiseer. Hierdie help om empatie en bewustheid van ander mense se emosies te kweek. Having the correct words to describe a specific emotion makes us better able to identify those emotions in others, as well as to recognize and manage the emotional experience we feel them ourselves. Is dit nie pragtig nie? Volgende week kyk ons na die basiese funksionering van die brein wanneer kom by emosies en ook hoe ons u kind kan help om sy eie emosies te reguleer. Tot volgende keer.